eintlik te koop. Laat ek net gou na die voorsorgmaatreëls kyk. Take 1, 2, 3, go! Okay. Daar's 'n storie wat afspeel in die 1ste eeu voor Christus. En dit was die tyd toe die grootste gedeelte van die wêreld nog ongekarteer was. Met ander woorde, groot gedeeltes van die wêreld was nog nie op kaarte geteken. Op hierdie onbekende gedeeltes het hulle dan groot visse en drake en monsters geteken. En die boodskap was dan baie duidelik. Dis onbekend, dis skrikwekkend en die goed gaan jou verslind, bly weg. Die verhaal gaan verder van 'n Romeinse offisier wat met sy bataljon uiteindelik beweeg het in 'n gedeelte in wat aangedui is met hierdie reuse visse en drake en monsters. En hulle was in 'n war gewees. Bly hulle in die onbekende want hulle weet nie wat om daar te verwag nie, of kom slaan hulle kamp op in die bekende. Hulle het 'n boodskap na Rome gestuur en die boodskap was 'n dringende versoek. Stuur vir ons asseblief nuwe bevele. Ons het van die kaart af marseer. Ons vind onsself met die COVID-19 in tye wat ons van die kaart af marseer. Dit is onbekend. Daar's drake van onsekerheid, visse van vrees wat dreig om ons in te sluk. En ons sien dit in die sosiale media, hoe mense hulle trollies vol laai om op 'n manier vir hulle self bietjie sekerheid te bring in hierdie onseker tye. Of Rome toe nou wel nuwe instruksies gestuur het, dit weet ons nie. Maar wat ek wel weet, is dit Psalm 4 vers 4 vir ons leer. Wanneer ek na die Here roep, dan sal hy antwoord. En daarom glo ons die kerk en ook Hoogland as gemeente het 'n besonderse rol om te speel in hierdie tyd, om draers van hoop en vrede te wees, want ons verlosser het gekom en dit gee vir ons sekerheid. En daarom wil ons graag die volgende inligting met julle deel. Ons gaan voort met aanbiddingsgeleenthede op Sondag vir die volgende paar Sondae is ook Goeie Vrydag. Ons het dus 'n bietjie aangepas omdat daar 'n verbod is dat ons nie meer as 100 mense by 'n sosiale geleentheid mag wees nie. En daarom het ons 2 korter aanbiddingsgeleenthede geskep. Die eerste is om 8:30 en die tweede is om 9:30 en die geleenthede sal so om en by 30 tot 40 minute lank wees. Ons wil egter elke persoon vra om self die verantwoordelikheid te neem en die diskresie toe te pas om wel by die huis te bly indien jy deel van die risikogroep is, indien jy dalk 'n bejaarde is wat 70 jaar of ouer is, wat ons weet besonder kwesbaar is, of ook dalk iemand wat 'n immuunverswakkingstoestand het, of ook dalk enige simptome van griep of verkoue toon. En dit geld natuurlik nie net vir die eredienste nie, maar ook vir alle publieke ruimtes. Wanneer jy by die kerk aankom, dan sal jy sien dat daar handskoonmaakmiddels beskikbaar is wat jy met groot vrymoedigheid kan gebruik, en ons vra ook dat wanneer jy in die kerkgebou ingaan en gaan sit, jy jouself sal spasieer ongeveer 1 tot 2 meter van ander persone af, sodat ons almal veilig en met geruste harte kan aanbid. Alle gemeenteaktiwiteite is tot verdere kennisgewing opgeskort wat insluit Bybelstudies, enige ander bymekaar kom van die gemeente. Die bazaar wat in Mei maand sou wees is uitgestel tot Oktober voorlopig, en oor die avontuurweek vir ons kinders en die hande wat daarmee sal help, gaan ons na die Paasnaweek verder oorbesin. Maar ons wil graag voortdurend met julle bly kommunikeer. Hou daarom jou WhatsApp boodskappe dop, as ook jou e-posse, en gaan loer gerus op Facebook en Instagram vir meer inligting. In hierdie tyd kan ons naaste liefde wys deur jy so 'n bietjie ons afstand van mense te hou en nie mekaar met die hand te groet of te omhels met 'n drukkie soos wat Hoogland bekend is vir sy gasvryheid nie. Maar ons het 'n wonderlike manier waarmee ons as leraars die kinders groet, en miskien is dit vir Hoogland nou die manier om mekaar te groet hier by die aanbiddingsgeleenthede of as ons in die winkels mekaar raak. En dis ons so te waai. So van my en Dominee Tanya groet ons met Hoogland groete. Tot Totsiens. With my soul.